Welkom terug. Ek was lanklaas so opgewonde oor 'n onderhoud want Stephanie Baartman Loshande, een van die talentvolste sangers, akteurs in ons land, kuier vandag op die Geelbank saam met ons. Goeiemôre Stef. Hallo my Jen. Hoe gaan dit met jou? Lekker en jy? Nee, goed. Weet jy hoe gaan dit met Duma en Simmy daar by die huis? Baie goed, hulle is groot. Simmy matriek, Duma graad 8 en hy is by Help Mekaar College. Hy is die guy. Hoorie, dit is wonderlik altyd as ek hoor hoe jy van jou kinders ook praat. Mense met soveel liefde ook. En jy het mooi kinders, hulle is goed gemaneerd hoor, goed Baie groot dankie. Ja, gemaak. kyk, hulle weet as iemand kom kuier, maak nie saak wat jy doen nie. Jy kom uit jou kamer uit, jy kom groet mooi en dan kan jy weer teruggaan. En as jy hoor hulle is op pad uit, dan kom jy weer uit en dan kom sê weer totsiens. Jy So sien dit hulle nou. is mooi geleer. Ek hou daarvan. Stef, toe jy drama geswat het jy ooit gedink dat jou loopbaan sal wees waar hy vandag is? Nee, ek dink as ek geweet het, sou ek dalk nie so hard gewerk het nie, want ek sal mos nou anyway daar uitkom. So ek dink, dit is 'n goeie ding, dat jy die heeltyd net werk en druk en probeer, want jy weet nie wat die toekoms vir jou inhou nie. So ek dink dit is te danke daaraan dat ek so hard gewerk het, ja. Maar jy werk steeds hard. Jy is steeds een van die akteurs wat hard werk, want jy is in diepe waters. Ek wil amper sê jou day job, maar jy doen teater ook. Ja. Hoe balanseer mens hierdie twee? Met moeite en met baie gebed en met baie hulp. Ja. Baie hulp van familie, vriende, genade van die Here, want ek het baie keer nie 'n keuse nie, jy weet. As enkel ouer moet jy dit maar doen. Jy moet vir hulle sê, "Mami gaan nou terug wees," en dan sien hulle jou oor 'n week. So ja, dit is maar hoe dit gaan, maar ek dink dit is alles wat jou grounded hou, dit hou jou plat op jou voete, want jy besef jy kan dit nie op jou eie doen nie. Jy's 'n inspirasie vir dink ek vir menigte enkele ouers, veral vir ma's, dat jy so 'n verskriklike skedule kan handhaaf, behalwe vir diepe waters, behalwe vir aktrise, sangeres, dat jy dit kan handhaaf en nog steeds so sukses daarvan kan maak. En as 'n mens nou dink dat jy na feeste toe gaan, soos nou onlangs met die KAK-fees, ons moet praat oor Hoort, die toneelstuk. Jy's 'n inspirasie. Dankie weer. Hoe kom ons praat eers oor Hoort, want seker nie mis dit nie, is jy genomineer vir 'n paar goed ook by die KAK. Ja, ons is genomineer vir beste musiekproduksie by die fees, so dit is vir my, ek was so verbaas en opgewonde en glad nie verwag nie, die kaliber van kunstenaars wat in my kategorie is vir my 'n riem onder die hart. Om 'n boodskap van Amanda Strydom vroeg in die oggend te kry, om te sê, my liewe Stef, baie geluk. Dit is soos 'n droom wat bewaarheid word. Maar jy praat van die kaliber mense. Jy het jouself met 'n tipe kaliber mens omring ook. Ja. Verhoord. Jy sê ons het, maar jy is die enigste op die verhoog saam met Paul. Jy doen die spel. Ja. Maar jy het jouself omring met mense soos die regisseur Elsabie Zietsman, Janine Neethling vir musiek. Dit lyk vir my dis so half die resep. Weet jy nog almal gebruik? Janine Neethling was wat met haar hele lyf speel, met haar hele siel, haar hart. Ek hoor haar asemhaal op die verhoog. Sy is regtig fenomenaal. Ja. 5 van die liedjies het sy getoon set wat Johan Slabbert geskryf het. Hy het die show saam met my geskryf. En dan Konrad Raal wat ook nou en dan vir hom, of nie nou en dan nie, wat vir Amanda Strydom speel vir my as ek produksies in Johannesburg het, en as ek aan die Kaapse kant gaan, dan speel Janine Neethling vir my so. Bederf. Ek moet sê, ek is geseënd, Peer. Ja. Dit is regtig 'n absolute voorreg. So hierdie mense het net saam met my gestap hierdie pad, en toe ek vir Johan Slabbert die storie vertel, na elke vergaderingkie met 'n glasie wyntjie, dan voel ek, ek dink nie ek het nou vir hom genoeg gegee nie. Maar dan kom hy terug met hierdie meesterstuk, waar ek in trane uitbars, en hy sê vir my, hoekom huil jy, dis jou storie. Maar die manier hoe hy dit bymekaar gesit het, en ek meen Johan Slabbert se produksies het nog elke toekenning gewen, waaroor hy gespeel het, met Elsabie Zietsman se produksies wat hy oor die jare vir haar geskryf het. So om hom as skrywer vir hierdie show te hê, is 'n absolute voorreg, en ek sal hom nooit genoeg kan betaal daarvoor nie. Stef, jy sê nou dit is jou storie, dit gaan oor jou storie en wie jy is, maar ons sekere temas wat
tot almal spreek, wat almal se stories is. Wat is van daai temas as mense kom sit en kyk wat jy wil hê mense se harte moet aangryp? Ja, weet jy wat vir my een van die mooiste terugvoerings was iemand wat vir my gesê het, toe ek Woord gekyk het, het ek onthou van iets wat in my lewe gebeur het wat ek al van vergeet het. Wat ek besef het vir iemand anders iets kan beteken. Ek dink dis die doel van Woord, waar almal net gaan besef, maak nie saak hoe gering jy dink jou storie is nie. Jy het 'n storie om te vertel. Jy kom van iewers af en ek dink ek het vanoggend vir jou gesê, as jy in 'n vertrek instap, jou eerste gedagte is, lyk ek reg? Wat gaan die mense sê? Wat gaan ek nou eers sê as hulle my sien? Okay, hi, hallo. Jy weet, so almal wil iewers behoort. Jy wil weet waar jy is, gaan jy tuis voel. Mense gaan jou aanvaar. En of jy nou elke dag daaraan dink of nie, daar is 'n oomblik in jou dag of in jou lewe waar jy dink, ek wonder wat mense nou net van my gedink het. Het ek ingepas hier? Staan ek uit? Wat moet ek bietjie meer terughou? Moet ek bietjie meer uitstaan? Wie is ek? En om te hoor dat mense sê dat ek daai gedagte by hulle opgebring het, dat dit so 'n universele storie is. Almal kan daarmee relate. So dit gaan baie oor identiteit. Wie is ek eintlik? Ja. En waar kom ek vandaan? En dit is ook so mooi van jou storie. Jy het soveel verskillende invloede gehad en mense wat nog nooit jou storie gehoor het van jy en jou kinders wat absoluut niks gehad het tot waar jy nou is. En as ek sê niks en ek wil net hê mense moet dit weet. Niks van soos voor 'n polisiestasie staan saam met jou 2 kinders met niks. Dis waar jy het gestap het tot waar jy nou is en ek dink dis hoekom Pierre ook sê, man ek raak so emosioneel oor. Jy's so inspirasie, verstaan? En dit is so half die core ook wat jy by mense los. Ja, kyk, daar was na my egskeiding van my kinders en ek vertel nie hierdie storie in die show nie, maar ek dink as mense kan besef dat jy van jouself kan optel van niks af nie, dat waar jy nou is nie die einde nie. En partykeer of altyd, jy kan nie sien nie. Soos jy sê, ek kon nie sien in my verlede waar ek gaan wees in my toekoms nie. So toe ek deur daai abusive huwelik gegaan het waar my gesig potblou geslaan was en ek staan voor daai polisiestasie toe ek vir die laaste keer besluit het, okay, nou gaan ek uitstap, het ek nie geweet dit is waar ek vandag op hierdie geel bank gaan sit en dat mense soos julle my sal nooi om met julle te kom gesels nie. Waar ek voor daai polisiestasie gestaan het, my seentjie was 4, hy is nou 14 en hy vra vir my kan ons gou 'n pakkie chips gaan koop by die Spar oor kan die pad en ek het nie R5 om vir hom 'n pakkie chips te gaan koop nie. Om vir die kinders te sê as hulle vir my vra waarheen gaan ons nou en om letterlik te sê ek weet nie. Sure. Daar is nêrens waarheen ons kan gaan nie. My ouers is in Jomansdorp. Ons het geen idee wat om te doen nie. Polisie wat na my toe terugkom en sê as jy nie nou besluit waarheen jy gaan ons jou na 'n shelter toe vat. Toe onthou ek mos nou daai movie van die mense in die shelters en hoe terrible dit is, nee, maar ek gaan so vinnig op my foon en ek gaan soek nommers van vriende wat saam met my op universiteit was en gelukkig het iemand geantwoord. En dit is my bemoediging altyd vir iemand. Daar's altyd iemand wat jou gaan help. Maar jy moet jou trots in jou sak steek en sê ek het nou hulp nodig. Ek kan nou nie meer verder gaan nie. Ek weet nie wat om te doen nie. As jy nie gaan vra nie, gaan die antwoord altyd nee wees. So ek bel toe en dit was die einde van dit. Yes, Stef. Jy is so inspirasie. Woord is Vrydag by die Centurion Theater. Nou, dis die volgende ene wat opkom. Ja. Hoe laat is dit? Dit is 7:30 by die Centurion Theater. Mense sê altyd, weet jy, ek wil nie na 'n show toe kom wat my gaan laat sleg voel oor apartheid nie. Dit is nie waaroor die show gaan nie. Dit is nie waaroor die show gaan nie. Dit is nie die punt van die show nie. Jy mag behoort waar jy is. Maak nie saak wat jou velkleur is nie. Maak nie saak watter taal jy praat nie. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Ons almal het 'n begeerte om te behoort en dit is die punt van die storie. So asseblief hulle moet kom kyk. 7:30 by die Centurion Theater. Ek en Konrad Raal op die verhoog. Kan nie wag nie. Dit is ongelooflik. Jy gaan ook net vir ons sing en ons kan nie daar verwag nie. Is dit 'n liedjie uit die show uit? Ek wou ietsie uit Woord uit sing te bel Janine vir my so sê, hou net ons liedjies vir as 'n verrassing. Kry bietjie terug. Ja, so ek gaan nie iets van Woord sing nie, maar ek dink is iets wat vir my baie beteken dat my lewe die heeltyd 'n climb is na iewers. So dis wat ek gaan nie. Stef, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Lekker om by julle te wees. Jy gaan nog baie haar naam hoor, Stephanie Baartman. Jy wil ook ingeskakel bly want net na die nuus sing sy ook vir ons.